Die ouens in Parys ken jou as Suster Elsabie. Dis korrek. En hulle is baie lief vir jou. Daar's mense wat regtig uitreik na jou toe om hulle te help. Dis ek reg. Dit is so, ja. Jy's 'n spesiale mens in ouens se lewens en dit is ouens met wonde hoofsaaklik. Dis reg. Elsabie, julle is die wondkliniek hier, die wondkliniek hier in Parys. Wat se wonde doen julle alles? Goed, ons doen verskillende wonde. As jy instap, dan kyk ons na jou wond. Eerstens bepaal ons dan of jy 'n wond het wat kan genees of het ons 'n wond wat nie kan genees nie. Want soms het jy 'n wond soos kanker, dan is jou objektief daar is nie om te genees nie. Dit is om dit skoon te hou, infeksievry, pynvry te hou, of is dit 'n geneesbare wond is en dan daai wond dan geklassifiseer of dit 'n kroniese wond is of 'n akute wond. So dan af in die begin identifiseer ons watter tipe wond jy het en van daar af werk ons dan nou deur met die wondsorgplan wat ons in plek sal sit. Ja. En dan het jy verskillende fases van die wond, so jy het dalk 'n wond wat nou al 9 weke oud is. Dit was nie veronderstel om 9 weke te wees nie en dan kyk jy wat is fout met die wond. Jou wond gaan vir jou sê elke keer daar's watter fase is hy. Gewoonlik in die tweede fase is jou inflammatoriese fase wat soms verwar word met 'n infeksiefase en dan word hy stak en dan as hy daar stak is dit al goed soos diabetes en sirkulasie en daar's 'n hele klomp faktore wat saam met dit kan gaan. Jessie, Dis dis nogal integriteit. So as jy inkom, kom jy eers in, dit is seker maar waar trek ons. wat se wond is dit? Dis waar dit Dis begin. waar dit is. Waarmee werk ons? Wat was die geskiedenis? Wat is veronderstel om normaal te wees? En dan hoekom werk dit nie soos normale module nie? Daar's 'n etiologie rondom 'n wond en dan wil ons weet hoekom werk hierdie etiologie nie. En dan gewoonlik sal jy kyk, daar's baie faktore rondom wat kan werk. Jy kan baie hoë BMI wees, jy kan mobiliteit hê, jy kan sirkulasie, suiker, wat of jy kan doodgevoudig wees met 'n pasiënt wat nie verstaan nie, so het nie die kennis om te verstaan die proses wat hy deurgaan nie. Ja. Of jy sê absoluut jy probeer, maar daar's soveel goedjies daar buite. Ons boererate en is hierdie rate, die een gee sy opinie, so dit dan doen jy baie kontroversiële goed, want een doen heuning en daai doen silwer en die volgende moet jy terug by boereraad vind aan die san en so jy weet nie eintlik wat om te doen nie. So dit hang alles af van basies van waar jy vandaan kom, wat is jou geskiedenis, hoe lank het jy die wond en dan kyk ons wat gaan ons doen om dit reg te maak. Julle doen nie net ek wil sê snywonde, beseringswonde en julle doen ook operasiewonde. Dis 100%. Wat eintlik ook maar 'n snywond is, maar dis nou iets heeltemal anders. Die wond as hy kom by ons, jy kry 'n wond wat met 'n wat ons praat van die primêre intent of 'n sekondêre intent. So 'n primêre intent sal iets is waarvoor jy gegaan het, dokter het gesny en hy het steke ingesit. Ja. Dan is daai wond met 'n primêre intent, moes hy gesond geword het. Maar dan trek die stekelyn oop of iets gaan verkeerd, dan sit jy met 'n wond wat ons met 'n sekondêre intent. So jy kan hom nooit weer vasstem maak met steke nie. Hy moet dan gedebraaid word en dan moet hy van onder af opvul en dan moet die vel basies sy eie vel weer groei. Sure. So dis hoe dit werk. Dis 'n wetenskap op sy eie hierdie definitief hoor. Jy Dit is die eintlike ding is die wonde is nie net meer van ek dink ek gaan dit doen of 'n pleister plak. Ek dink mense verwar soms en dink wondsorg gaan oor die pleister wat jy opsit. Dit gaan glad nie oor die pleister nie. Dit gaan oor die primêre produk, dan die sekondêre produk en dan ook gaan dit wetenskaplik as jy iets gebruik wat jou daarvoor studies gedoen is en jou mediese navorsing gedoen. So jy weet as jy produk A gaan gebruik, moet die uitkoms dit wees. Ja. So as jy by jou 4de besoek kom en jou uitkoms lyk klaar nie in daai rigting nie, weet jy het iets gemis. Definitief. Dan gaan jy terug. So wat is nou hier gebruik is alles goed deur die medies goedgekeur word, hierdie raad goedgekeur, studies is gedoen. So jy gebruik nooit iets wat nie proef is reeds en daar reeds voor 'n wit papier uit is of hoe dit nou ook al nie. So elke produk weet jy presies wat moet gebeur. Baie gereguleerd. Baie, ja. Baie. Ja, ek moet dit net noem, elke mediese fonds het sy eie kriteria. So Discovery sal sy kriteria, Fedhealth sal sy kriteria hê. So dit is nie, jy kom nie hier en ek kan vir my sê, okay, wat se pleister gaan gebruik nie. Die mediese raad elke jaar stuur vir ons 'n hele lange lys van produkte wat ons mag nie gebruik nie. So hulle gee vir jou wat jy mag gebruik. Ja. En hulle gee vir jou spektrum, maar hulle gaan nie vir jou sê produk A, B of C nie, maar hulle gaan vir jou sê sekondêre dressings moet hieraan voldoen. So dis waaroor dit gaan. Ook dan nou net noem, dit kom nie uit jou dag tot dag uit nie. So hier is waar die regulasie dan nou inkom. Dis hoekom hulle sê het en wat gebeur, want in jou as jy daarvoor betaal, het die medies nie reg gesê of jy 'n boereraad wil gebruik of 'n nie bewyste produk nie, maar as hulle raad of hulle As hulle moet betaal. As hulle moet betaal, wil hulle weet wat hulle gebruik Ja, en hulle wil ja. weet die mediese maatskappy het die regte studies gedoen om seker te maak dit is veilig vir jou.
So dis waaroor dit gaan. So as jy dan kom, dan doen ons jou kodering vir jou. Ons sit 'n foto in met elke besoek wat ons met jou gaan doen. En ons stuur dit in na die medies en hulle gee vir ons kering. Hulle gee vir ons 'n keringsnommer en dan betaal jou medies daarvoor. So dit kom uit jou hospitalisering gedeelte uit. So dit is soos 'n buitekliniek hierdie op 'n buitepasiënt basis, Ja. maar dis asof jy in hospitaal is. Dit beteken maar net om jou minder tyd in die hospitaalbed te gee waar jy nou weer ander acquired diseases en bakteriese goeders kan opdaag, dat jy 2 keer 'n week kan inkom of 3 keer 'n week kan inkom. Jy kan nog steeds in jou huislike omstandighede wees waar jy 'n omgewing het waar mense wat jy daar kan help en ons praat van 'n support system wat jy Ja, kan hê. ja. So ja, maar net ook te noem, jou medies betaal daarvoor uit hospitalisering uit en dis hoekom hulle sê wat ons mag gebruik en nie mag gebruik nie. Yes, die ouens hier was daarom nou vir jou 'n storie gewees. Suster Elswie, baie dankie. Dit is in Parys. As jy 'n wondprobleem het, hier is die wondkliniek. Hulle doen dit nie net by die kliniek nie, maar hulle doen dit ook by jou by die huis. Ja. En dit word gedek deur die mediese fonds. Dis reg. Wonderlik. Baie dankie, suster. Dis 'n plesier.